Ek is Renay Roux, bestuurshoof media by Solidariteit Help in Hand en is my baie lekker om vandag by ons kantore vir Anay te ontvang. Sy is dan die skepper van memoirs vir my moeder. En Anay, dankie dat jy by ons kuier en dankie dat jy al jou storie ook met my gedeel het. Ek wil graag 'n bietjie vir almal wat vandag saam kyk en wat ook graag jou boek wil aankoop, bietjie meer vertel oor wat dit is, wat dit losmaak in jou emosionele en geestelike lewe. En hoe is dan nou hierdie boek kan invul en kan deel maak van jou mens wees en jou mamma wees op die einde van die dag? Sê vir my, eerstens, hoe het jy by hierdie konsep uitgekom? Ja, Renay, baie dankie vir die geleentheid. En memoirs van jou moeder is 'n selfskryf nalatenskapsjoernaal. So die doel van die boek is om 'n ma te help om haar storie vir haar kind neer te skryf. So die soeklig is op die ma en die ma se lewe. Want ek voel ons stories raak verlore. Soos op ons geliefdes sterf, besef ons, ek het met my skoonpa weer eens besef, so vinnig na sy dood het ons sy stories begin vergeet. En des te meer voel ek dat ons stories nou, die tyd het aangebreek om ons stories neer te skryf. Sê vir my, hoe sal ek weet nou, want ek het nou begin al om hierdie boek self in te vul en ek moet sê, dit is vir my so lekker reis gewees tot dusver. Ek moes 'n bietjie eers net om neerset en weer 'n bietjie rustig raak en terugblik en dan wonder ek, is dit nou regtig iets wat ek moet neerpen? Jy weet, daai hele proses wat 'n mens se kop deurgaan en dan ook 'n bietjie weer terugdink aan my kinderjare en my tienerdae en die tipe goed wat wil ek graag deel en wat moet ek dalk eerder hou vir myself? Jy weet, die tipe goed dat 'n mens weer dink en terugdink oor jou lewe, oor hoe jy dinge hanteer het en wat jy vir jou dogter ook daar, of as in my geval, my dogter, ek is seker ek kan vir jou seun en almal ook skryf, soos ons al gesels het. Maar wat jy met hulle kan deel, wat is volgens jou die lekkerste gedeelte van hierdie boek om in te vul, vir jou net so begin by mekaar sit? Ja, wel ek begin die boek is 'n hulpmiddel. So jy as ma kan regtig besluit waar jy skryf. Jy kan die inspirasieprikkels wat ek in elke hoofstuk het gebruik of nie. Jy kan heeltemal net skryf waar jy voel wat belangrik is of nie. En die beste deel is, daai prikkelaars is op dunner bladsytjies. Met ander woorde, voordat ek my boek vir die kind gee, skeer ek hierdie prikkelaars uit. So my kind weet glad nie waar het ek nie geskryf nie en dat ek enigstens hulp gehad het nie. Wat vir my wel, wat ek gevoel het, die lekkerste hoofstuk is, so is natuurlik, soos jy sê, jou kinderjare, want ons dink baie min daaraan. En fyn die kattekot wat jy aangevang het, en so, dis eintlik om dit neer te skryf. As ek dink aan, miskien moet ons net begin met waar kom die boek vandaan, het ek aan die idee gekom, want dit is nou die eerste boek, Memoirs van jou moeder, is die eerste boek wat ek al ooit saamgestel het, dis nie iets wat ek regtig voorheen gedoen het nie. My eie ma, Myrna van Looy, het so 'n soortgelyke boek destyds vir my ingevul en op haar 60ste verjaarsdag ewe formeel vir my oorhandig. Hy het sommer so gegaap van al die foto's wat sy ingesit het en briefietjies en poskaarte. En ek het dit destyds ontvang en gedink dit is wonderlik, maar ek het nie regtig besef nie. En toe sy skielik oorlede is in 2019, het ek daai boek weer gaan vat en met 'n ander oog en 'n ander hart na daai boek weer gaan kyk en besef, maar mamma, van alles wat ek van jou geërf het, is hierdie die kosbaarste. Dit is jou handskrif, dit is jou gewone stories. Ja, dit is die hooftrekke, maar dit is meer as dit. En ek is verbaas as ek vandag weer hierdie boek lees, hoeveel van die stories ek nie sou geweet het, as sy nie die moeite gedoen het om dit vir my neer te skryf. Ja. So, ma sê baie keer vir my, maar nee, ek is nie 'n gewone huisvrou, of weet, ek het nie regtig, my ouma kon nou 'n storie skryf, jy weet, van oorlog en alles wat sy deur is, maar dan wil ek vir jou vrouens sê, maar as ek my boek nou vir jou sou gee en sê jy dit nie eens kan klaar lees nie, jy sal dink dit is so vervelig. Maar vir my is dit spesiaal, want dit is my ma en dit is my stories, en ek weet vir my kinders, wanneer ek dit vir hulle oorgee, gaan dit vir hulle spesiaal wees om oumas in te hê, en hulle kinders, wanneer hulle ouma grootjie, nie net haar naam en waar sy gebly nie, maar meer as dit, wat hoe sy gevoel oor haar drome wat sy gehad het, toe sy agtergekom het sy gaan van en nooit realiseer nie. Hoe was sy as 'n klein dogtertjie, hoe die samelewing gewerk, hoe die kultuur gewerk. Al daai goed wat regtig diepte aan ons geskiedenis gee, my eie lyn, my eie familielyn, dis meer as die geskiedenis wat ek op skool leer. Ja. Dit maak dit vir ons werklik. Ja, absoluut nie. Ek het, toe ek nou self begin invul het,
dan wonder mense soos ek gesê, wat skryf jy nie? Moet ek hierdie skryf, moet ek hierdie uitlaat? En hierdie prikkel gedeeltes wat jy ingeplaas het voor elke hoofstuk help verskriklik baie, ek moet sê. Dit was my so lekker gewees en toe dink ek wil vir my dogtertjie vertel hoe lief ek is vir kunsgeskiedenis. En hoe kunstsinnig van mamma eintlik is. Hulle wou dit nie altyd so in die huis rondlyk nie, maar dit was hardloop maar ons jy kry nooit tyd om jou stokperdjies uit te leef te doen. En toe ek nou dit begin skryf, toe kon ek met haar deel wat is my gunsteling skildery, waar hang dit nou 'n bed, sy kan dit op eendag gaan beleef soos ek het. En hoe lief ek is vir die kunste byvoorbeeld, iets wat ek dink nie noodwendig waar sou uitgekom het nie, want ek leef nie meer so in daai kunswêreld soos ek altyd het noodwendig nie. En my gunsteling parfum en daai tipe goed. Dit was so lekker om dit weer te doen, maar dit besef ek, okay, dit is eintlik my gunsteling. En dan is dit jouself ken. En wat ek van Alpa dink en wat hy in my lewe vir my beteken en hoe hy my weer gevorm het in die vrou wie ek is. Jy weet nou van my man en nou Alpa wat nou vroeg oorlede is en weet wat sy nie geken het nie. Kon ek stukke en stukke oorskryf en weet ek dat sy sal dit eendag kan lees. So dis regtig baie spesiaal. Voel ek nie net vir die persoon die boek ontvang nie, maar ook vir die persoon met wie jy, of vir jouself, wat nou weer die reis gaan, om dit neer te skryf. Vertel bietjie vir ons aan hy, wat is die res van die reeks in memoirs? Ek en jy het laas gepraat oor vir soldate, heeltemal reg. Ja, so uit hierdie boek het ek is so verbaas, baie paas het my nou al begin kontak, en eintlik so 'n bietjie ernstig met my gepraat en gesê, maar my vrou is nou langs my in die bed elke aand besig om haar memoirs te skryf en was my boek, want ek kan en ek wil ook skryf. So mans het regtig hierdie behoefte. Ek het nou gedink ek gaan hierdie een boek en ek gaan nou klaar wees en dan gaan ek nou aangaan, maar nee, nou is ek met 'n paar boek besig van Vadersdag. En uit hom uit het gevloei een vir weermagveterane. Wonderlike kunswerke. Wat ook, net soos met memoirs van jou moeder, wil ek dit iets maak wat duursaam is, iets wat van generasies oorgedra kan word, iets wat eintlik as dit saam met jou testament oorgedra kan word. Ek is ook opgewonde, want mense kontak my, wat ek glad nie ken nie, en hoe wonderlik dat hulle die vrymoedigheid het om na my toe uit te reik en te sê, my dogter en my seun se verhouding is maar broos, maar hierdie projek het vir ons nader aan mekaar gebring. Dalk nog nie heeltemal genesing of dat dit normaliteit bereik nie, maar iets van dit gee my verskriklik baie hoop en wat regtig dit vir my laat voel die projek is die moeite werd. So. Ek sien eintlik die res van die reeks. Ek wil graag ons vertel oor die kunswerke in die boek. Ja, asseblief. So Marie Vermeulen Breed is 'n gesogte Suid-Afrikaanse kunstenaar. Sy bly daar in die Oos-Kaap, net daar by Adelaide. En sy het ingestem om unieke kunswerke vir elke hoofstuk te verf. Die kunswerke is ook te koop op die webtuiste. Ja, so voor in die boek, ek het nou probeer om Ma se boek destyds. Ja, so kom ons net weer terug na die storie van hoe ek die idee begin het. So Ma skielik oorlede en ek het weer na die boek gaan kyk en toe het ek op haar begrafnis baie van die boek vertel en gesê asseblief skryf vandag 'n storie vir jou kind. Ons besef nie, soos ons hier in hierdie kant van die hemel sit, hoe belangrik en kosbaar dit is nie, dat ons mekaar weer sien nie. So, toe het mense my aanhou kontak, dit was in 2019, en nog einde laas jaar het mense my nog steeds bly kontak en sê, nee, maar ek is nou reg om hierdie projek aan te vat. Wat was daai boek waaroor jy so gepraat het, mense en so. En na die laaste een wat my toe nou kontak, sê ek, maar nou gaan ek hierdie boek soek en dan gaan nou 'n klomp van hulle koop, want dit is my nou baie erg dat mense my aanhou bel daaroor. Blykbaar sukkel hulle om dit te kry en daai boek is uitdruk uit en die uitgewers wou nie weer druk nie en ek het iets anders op die mark gaan soek en ek kon niks in Afrikaans in 'n geval kry nie. En ek het gevoel as jy Afrikaans is, dan wil jy Afrikaans kry. Ja, natuurlik. So ja, toe het ek Marie gekontak en Marie het onmiddellik die waarde ingestem en ek was so 'n bietjie op Maasin verbeter want haar was so 'n vraag-antwoord tipe boek. Maar vertel my van jou eerste herinnering as 'n klein dogtertjie. Ek moet sê as ek daai vraag kry, sal ek stupid voel nie eintlik aangaan met die projek nie, want ek sal nie weet wat om te skryf nie. En sy het nou oulik aan elke liewe vraag tot sy antwoord dink. Maar baie van ons gaan dan die projek stop en ek wou dit verhoed. So toe het ek gekom met die idee van inspirasie prikkels. So dis daai dun bladsytjies wat ons nou van gepraat het, wat jy net jou gedagtes aan die gang kry. En dan Ma se foto's hou aan uitval. So iewers gaan ek hulle verloor.
Dit het ek 2 stewige koeverte, een voor en een agter in die boek waar jy na jou memorabilia kan sit en ek beveel regtig aan, druk jou foto's uit. En sit dit in die koevert en skryf sommer agterop wie is die figuur in die foto en hoekom het jy dit belangrik genoeg geag om daar te sit en 'n geheusdoekie. Leef jou stem op. Ek weet nog hoe gereeld ek na my ma se WhatsApp boodskappe luister en eendag gaan iets met dit gebeur, dan het ek dit geargief, maar dit is gewone goedjies soos, ag netjie, ek is laat, 5 minute, bestel so 'n koffie. Maar as jy net iets spesiaals kan sê, soos jou gunsteling gedig, of as jy kan sing, of net hoe jou dag verloop het, om weer daai stem te hoor. So om dit daar te sit en agter in die boek het ek ook 'n stewige koevert en ek het reeds 2 A3 grootte kaarte, 'n wêreldkaart en 'n Suider-Afrika kaart, sodat jy omswerwinge kan aandui. En alles was my idees, toe ek na ma se bokse begin uitpak het en ek het 'n poskaart van haar van Lissabon gekry. En ek het toevallig net van Lissabon af teruggekom en gedink, ag mamma, as ek nou geweet het, jy was in die kathedraal en jy het nou dit van dit gedink, dan sal dit vir my wonderlik gewees het. So ja, nou kan jy omswerwinge aandui, nie net waar jy gereis het, maar ook waar jy gebly en gewerk het. Jy sien is regtig 'n reis hierdie boek, want ek het nou nog nie eers by dit uitgekom om by die kaart uitgekom nie. Ek is nog by die parfuum Ja, en dan baie digkuns. Jy's nou ook 'n digter, so ek weet nie wat jy van die digkuns gedink het nie. Maar elke hoofstuk het so 'n paar gedigte en alles is daar om die ma te help en te inspireer en leiding te gee, want dis 'n moeilike projek. Ek dink wel ma sing net 3 jaar gevat. Wat sy maar neergesit het en weer geskryf het so en ek het nooit eens geweet, ek het gedink sy het eintlik die boek maar net op die rak gesit. Men wetende dat sy toe nou elke nou en dan iets ingesit het. Yes, en so hierdie is 'n projek wat lank vat, maar begin vandag. Ek bedoel van ons sê, ag maar ek is so jonk. Ons weet nie daarvan as lewe nie. So begin en dan kan mens mos maar altyd bietjie bysit, bietjie by. Absoluut. Nou ek is verskriklik lief vir skryf, so hierdie is baie maklik om te doen. Alhoewel as dit nou so gaan oor jouself, voel dit vreemd. Aanvanklik tot jy nou regtig nou in dit inklim. Nou gaan ek dit eintlik al weggee, maar ek het nou klaar vir Kersfees my ma en my skoonma so 'n boek gekoop. Maar niemand sal iets sê. En ek dink nie albei van hulle is noodwendig vreeslik lief vir skryf nie, baie lief vir lees, maar ek dink hierdie gaan vir hulle regtig waar ook baie beteken op die einde van die dag en natuurlik vir my en my sissies ook. En jy het daarop genoem dat elke kind in die gesin kan 'n boek kry. Verstaan jy, daar's soveel goed wat jy met hierdie kan doen. Jy kan dit vir jou vriendin koop, jy vir haar seun met dit of jou suster seun vir haar kinders. So ja, baie dankie dat jy hierdie met ons deel. Elke boek word dan nou verkoop deur Anay en dan word 'n gedeelte van die fondse geskenk aan die vroue. Vir ons is nou vroueprojekte binne in Solidariteit Help Vanaand. So ons is regtig baie dankbaar daarvoor. Jy kan net deur daai webtuiste vir hulle herhaal en dan kan hulle dit al gaan aankoop. So gaan bestel jy nou vandag en onthou om te merk dat jy by Help Vanaand die Vroue Fonds hiervan gehoor het. So dis www.memoirbooks.co.za. Memoir is MEMOIRE books BOOKS.co.za. Lekker, ons sal op die skakel hier bo in die video sit en as jy meer wil uitvind oor die vroueprojekte van Solidariteit Help Vanaand, besoek gerus www.helpvanaand.co.za. Anay, baie dankie vir jou deelname in ons vroueprojekte en dat jy hierdie met ons ook deel. Dankie dat jy dit persoonlik met my ook gedeel het. Dit is vir my 'n reis wat ek verskriklik geniet en baie dankbaar voor is. En ja, laat ons aanhou om te skryf en nalatenskap ons kinders na te laat. Baie dankie hoor. Dankie baie.